Goedemiddag allemaal, jullie is ingeskakel hier met Sasha Lee by SVV George as 'n maatskaplike werker. Met my het ek my kollega. Hi almal, ek is Chanel Adonis. Ek is 'n maatskaplike werker in die vroegintervensie gedeelte. En ek werk aan die Part 10 area. En saam met ons het ons Elrika. Sy is 'n narrative therapist. Welkom Elrika. Baie dankie. Ja, soos jy gesê het, ek's 'n narratiewe terapeut, so ek het my eie praktyk. En ek love dit om tieners te sien. Dit is my, ek wil net nie sê speciality nie, maar dit is waar my hart lê. So ja, so dis baie lekker om vandag hier saam met julle te kuier. Vandag gesels ons oor 'n baie moeilike onderwerp, selfdood of geestesgesondheid. Ja. Ek wil vir julle sê, as indien dit moeilik raak vir julle, kyk dit asseblief met iemand wat jy vertrou of neem 'n breek indien moontlik. En die rede hoekom ons hierdie onderwerp gekies het is om beklemtoon dat geestesgesondheid is nie iets wat 'n mens ligtelik kan opneem nie. Ja. Want so, ons wil maar net die stigma rondom dit verklaar. Ja. Vir bewusmaking ook. Ja. Baie kere dink die ouers die tieners gaan net agter hulle vriende aan. Dis 'n groepsdruk effek wat nou maak dat hulle kind ook nou hierdeur gaan verstaan. Daar is ander gevalle, kyk in ons gemeenskappe is baie moeilik vir mense om mental health eintlik te verstaan. Mental health, selfharm, enige van daardie tipe goeders. Is amper asof jy nie verstaan nie, want dat jy soort van gesien word as normaal. So jy verstaan nie hoekom is dit dat die ander persoon so is. Sê woorde daarvoor nie, ja, hulle het nie ek sal nie sê begrip nie, maar woorde Yes. vir hoe hulle voel, want niemand het hulle ooit geleer Yes. om te sê, want om depressief te voel of om mense skaam. Mense skaam as dit gebeur, so mense voice dit nie noodwendig nie. En nie dit is wat ons ook vind, buiten die feit dat mense nou nie moontlik weet hoe om dit te hanteer nie. Kyk, as 'n mens groot word, dan het die ouers mos nou 'n set reëls wat hulle en waardes wat hulle nou toepas aan jou. En ouers probeer altyd om 'n betere lewe te skep vir hulle kinders as wat hulle gegaan het. Maar soms maak dit dat as hulle nie deur hulle post-traumas gewerk het nie, en veral in ons gemeenskap as daar hoë substance gebruik, drankgebruik, op die einde van die dag trigger dit ook mental health illnesses. En mense aanvaar dit maar net as normaal. As mense nou kan so sê, hulle kap net aan op die einde van die dag en hulle besef eintlik dat daar wel iets nie sê nie lekker is, maar iets is wat hulle eintlik vir psychological help of terapie moet voor ontvang. So dis hoekom ek sê, dis 'n soort van 'n bietjie van 'n stigma, is altyd mense wil nie daaroor praat nie, hulle weet nie hoe om daaroor te praat nie, hulle weet nie eintlik die resources wat daar eintlik beskikbaar is. Kyk gewoonlik, wat doen die sosiale mense, die stigmas wat hulle het, soos byvoorbeeld oudjies mag huilie, mense mag huilie. En dit is ook waar dit inkom van al mense, hulle probeer al hulle emosies so inhou, dat hulle weet nie hoe om uit te praat, want hulle wil nie weak op die einde van die dag lyk nie. En ook, hulle is bang hulle ego stop. Verstaan? Die vraag wat ek wil hê is ook dat baie van ons mense wat selfdood pleeg, doen nie selfharm nie. Verstaan? Dis once al wat hulle nou vandag is die dag. Maar hulle het nog nooit voorheen geprobeer om daai selfharm te doen nie, verstaan? So nou, hoe recognize jy daai? Vandag is vandag. Is gedrag. Ek dink mense moet begin om te verstaan dat 'n gedragsverandering, baie keer as hulle naby jou leef of naby jou is, tel mens nogal op dat mense anders te hanteer, hulle word gouer kwaad soos wat jy gesê het, hulle gedrag verander. Hulle is ook baie keer, dit is 'n moeilike ding om te identifiseer, want jy weet nie, en hulle sal alles in hulle vermoë doen om okay te wees, want hulle wil nie hê mense moet weet hulle wil dit doen nie. Ook hulle neem afskeid van sekere goed, hulle sal briewe skryf, begin baie sê, die hele ding gaan, so ek dink
hulle sal nostalgies raak. Hulle sal ja, meeste dink ek gedragsverandering en ook hoe hulle teen hulle self optree en oor ander mense. So ek dink met selfdood, dis 'n baie komplekse ding om net te identifiseer. En dis baie moeilik want mens kan nie altyd jou vinger daarop sit en mens weet nie. Ek meen jy hoor van stories en as jy die storie hoor, ek sal nogal graag met die ma wou gesels en hoor wat het aangegaan. En as ek daaraan dink is dis 'n seun wat karate gedoen het, pryse gewen het en net na dit het hy selfmoord gepleeg. So ek dink dit is en die ouers het net geen idee gehad nie. Ja. Dis weer eens die druk miskien, soos like Ja, beslis. Jy sit hoë verwagtinge vir jouself en as jy dit nou nie bereik nie, as dit amper soos like jou hele lewe crash. Ja, en om te verstaan dat wanneer mense met kinders en tieners werk, wanneer so iets gebeur, dit is hulle hele wêreld. So sê nou maar die meisie het 'n ouetjie gehad en die ouetjie los haar. Haar wêreld is broken, want dit is waar sy en haar spasie nou leef. Waar ouers sal sê, ag man, daar's nog baie visse in die see. Maar op daai oomblik is dit nie wat sy wil hoor nie. Ja. Sy wil weet dat, okay, sy het 'n veilige spasie, haar ouers ondersteun haar, hierdie is nie lekker om te hoor nie, sy het vriende wat ondersteun. En die lekker ding van die jeugwerkers wat ons in die skole het, wanneer hulle so iets hoor, kan hulle vinnig die situasie ontlont. En sê, as wat daai meisie dalk nou besluit, sy gaan nou 'n partytjie toe en sy gaan nou rebound en sy gaan nou met elke ou slaap en sy raak swanger. Daar kon jy dit stop. Want sy het gesê, haar kerel het haar gelos, hierdie is haar wêreld wat nou gebreek is, wat doen ek nou? Want sy gaan nie goeie keuses maak nie, want eerstens sy is emosioneel, sy is 'n tiener, of hy is, ja, en hulle dink nie, want hulle het letterlik nie die vermoë om wyse besluite nou al te maak nie. Oor die korteks wat nog nie ontwikkel is nie. Jy actually wil sê jou support system is ook baie belangrik in daardie oomblik en hoe hulle ook 'n boodskap deurdring tot by jou. Ja, ek dink dit is 'n baie groot daar moet 'n baie groot bewusmaking wees van jou support structure. En om te sê, weet waarvoor om te kyk, ken die kind se omstandighede. Weet wanneer die kind in jou klas kom en die kind is aggressief, hoekom? Ek sê altyd, vra die vraag hoekom. En as 'n kind aandag soek, gee die aandag vir hulle. Want daar's 'n rede hoekom 'n kind optree of 'n tiener optree soos wat hulle optree. Baie keer wanneer dit kwaad gevoelens is dit hulle word nie gehoor nie en hulle is frustreerd. Nou weet hulle nie, soos jy gesê het, hulle het nie woorde vir hulle voel nie, so hulle wys 'n emosie. En dan moet mens altyd die vraag vra van hoekom is daai emosie daar? Hoekom is daai kind nou so kwaad? Wat het gebeur? En dan wanneer jy begin vra, iets wat ek nogal nog gedink het is met selfharm en ook selfdood. Ek dink mense moet luister na jou lyf ook. Om te sê, okay, wanneer my hart vinniger klop as ek in 'n sekere situasie is, wat gaan aan? As ek sweet en bewe, as ek soos voel ek kan nie asem kry nie of my bene raak net lam. Luister na jou liggaam, weet dat hierdie jou liggaam waarsku jou ook om te sê dat iets is nou nie reg hierso nie. Kom ons vind net gou uit wat hier aangaan. Want baie keer wanneer jy in daai spasie is, kan jy nie, wanneer jy angstig is of wanneer jy nie in 'n spasie is om 'n goeie besluit te maak nie, gaan jy nie 'n goeie besluit maak nie. So wanneer jy bedaard is en sê, okay, ek het 'n ding wat ek doen met my kliënte, wat ek noem grounding. As hulle voel hulle is oorweldig of dan doen ons grounding. Dit werk met jou 5 sintuie. Te sê wat sien jy, wat hoor jy en so gaan jy aan. En dadelik wanneer dit gebeur, wanneer jy grounding doen, is jou bloeddruk laer en dan kan jy lekker besluite neem. En sê okay, kom ons doen hierdie saam. So grounding is ook nog 'n lekker tegniek om te doen. Jou triggers nou. Jou lyf is die eerste ding wat vir jou gaan sê. En dan ook moet jy die vraag vra, mense, plekke, herinneringe, gedagtes. Wanneer jy so voel, waar was jy? So dan kan mens uitfigure, dit was by die huis gebeur, dit het by die skool gebeur, dis 'n kind wat boelie. Baie keer kinders wat geboelie is selfharm of selfdood. Baie keer gaan dit dan daartoe. Want die kind voel nie daar's 'n veilige spasie waartoe hy kan gaan of sy kan gaan nie. So ek dink vir skole en 'n gemeenskap is dit so belangrik om te sê, hier is 'n spasie, no judgment, om te sê,
kom gesels met ons, kom praat net. En maar dis moeilik, want kinders sal nie noodwendig altyd praat nie, mens moet ook maar dophou. Ja. Ja. Want jy kan nie alleen dit doen nie, jy kan nie alleen hierdeur gaan nie, so jy moet iemand hê wat jou net begelei deur dit. En om ouers te sê, weet jy wat, as my kind sukkel, angs het, depressiewe gedagtes het, skryf daaroor, doen grounding, wat is daar nog? Gesels daaroor. Jy hoef nie noodwendig met 'n eerste prys is terapeut om met 'n terapeut te gesels, maar dis nie altyd moontlik nie. Maar ek dink eers na 'n groot mens toe, dan grounding en as mens kan om vir hulle 'n toolbox te maak om te sê, weet jy wat, hierdie is die goedjies wat jy kan doen om jouself te help, maar gaan praat altyd met 'n groot mens, iemand wat vir jou kan help hierdeur. Ja, ag en dis eenvoudig, jy gebruik jou sintuie. So jy sal sien, okay, 5 goed wat jy kan sien. En dan dadelik wanneer die persoon, so jy praat rustig met die persoon en jy sê, okay, 5 goed wat jy kan sien. Ek sien die dak, ek sien die stoel, ek sien die tafel. Dadelik word die gedagtes verwyder van waar hulle nou is. Dan sê jy 4 goed wat jy kan hoor. Okay, ek hoor die stoel wat skuif. En 3 goed wat jy kan voel. Wat is daar nog? Ryk? Ja. 2 goed wat jy kan ruik en 1 ding wat jy kan proe. Om 'n ysblokkie styf vas te hou, die intense koue, maak jy ook om uit daai spasie uit te beweeg. En om 'n ysblokkie, 'n harde ysblokkie teen 'n muur te gooi, om die klank te hoor van daai gebreekgeluid en dit in stukkies te spat. Dis alles sensories. So baie keer, en omdat sny ook sensories is, baie keer as mens hierdie goeders toepas, kan dit help. Ook iets wat ek vir een van my kliënte gee, is 'n rekkie. Dan skiet jy net 'n rekkie. Net daai gevoel ook is dit maak bietjie seer, maar dis darm nie dat die persoon skade wil doen aan hulle nie. En 'n ander ding is waar hulle dalk hulle self wil sny om 'n rooi koutjie te vat en die koutjie net te trek, dan sien hulle rooi. En dan is dit nie ten minste nie bloed nie, maar hulle sien dalk net om bietjie beter en gesonder te deel te eet. So wanneer jy daai hele goeders doen, dadelik is hulle gedagtes ja, en dan kan jy praat. Dan ook so ek dink dit is ook belangrik, want iemand wat sny en okay is nie okay nie. So ek dink as jy met 'n selfversekerde persoon, my vraag sal wees, as die persoon so selfversekerd is, hoekom voel hulle moet sny? Dis wat jy gevra het. So ek dink daar iewers lê vir my dit was iets wat hierdie persoon nie meer gedeel het nie. En nou, want jy kan okay wees en hierdie goed nog steeds doen en jouself seermaak, want dis 'n coping mechanism. So iets buite die selfharm moes gebeur het vir daai persoon om op daai punt te kom, om te sê, okay, maar dit is die manier hoe ek deel hiermee. So 'n gesonde manier obviously om te deel is om 'n terapeut te gaan sien. Net om hulle te kan ground en sê, okay, maar hoekom doen jy hierdie? Wanneer het dit begin? Wanneer jy hierdie doen, hoe voel jy? Wat gebeur wanneer jy hierdie doen? So 'n belangrike ding is om te weet jou triggers. Wie, wat, waar, hoekom, wanneer. Wanneer ek hierdie emosies voel, wie is daar? Wat gebeur? Hoekom gebeur dit? Waar gebeur dit? So baie keer vir kinders is dit in hulle huisomstandighede. Hulle voel dalk alleen. Baie keer kan jy tussen klomp mense wees, maar baie alleen voel. So ek dink een manier om daarmee te deel is om 'n terapeut te sien. Ek dink 'n tweede manier is om tools vir jou bymekaar te maak en om vir die ouers die tools te gee om te sê, okay, maar kom ons navigate hierdeur. Die taal wat gebruik word in die huis, saam met emosie. Om woorde gebruik soos, ag man, kom oor dit, of sulke goeders, kom ons gebruik dit nie meer nie, kom ons help navigate hierdie gevoel. Okay, jy voel nou so, hoe kan ek help? En baie keer het die kind net nodig om die emosies te voel en dis okay. En dan nie om te interfereer daar nie, om te sê, skep die spasie om daai emosies te voel. En dan is daarna, ek weet my seentjie sal baie keer net soos kwaad wees en dan gaan hy na sy kamer toe en dit is self-regulation. En dit is 'n goeie ding om te leer, want jy gaan nie altyd 'n support structure oral hê wat so intens betrokke is. Jy het 'n support structure, ek meen my ouers is my groot support structure, maar baie keer ervaar ek iets moeilik en ek kan nie altyd net na hulle toe gaan nie. En dan moet ek myself reguleer en sê, okay, maar dit is okay, kom ons werk met die idee.